Daar is hy sessie 2 en die saal word al voller en voller en voller en al die harte wat Vader vir homself afgesonder het nou hier posisie ingeneem en al die oogies kyk hiernatoe en prys sy naam. Kan ek 'n applaus kry vir ons koning asseblief? Prys sy naam, dit is so dierbaar. Dit is so dierbaar. Goed. Ons het nou gepraat oor die woord, ons het 'n bietjie lank gewees, jammer daaroor, maar ons kon nie die afleiding afsny of die inleiding afsny nie. Ons wil hom graag net vir u mooi afrond en ek is baie dankbaar dat ek, soos wat ek gesels op met die mense, is ek agtergekom, dis ou teksversies, maar wat skielik vandag 'n nuwe betekenis gekry het. En dit is vir ons baie kosbaar, baie hartlik dank daarvoor. Nou, ons gaan aan met die tweede sessie, maar moenie vergeet nie, in die agtergrond moet ons onthou, dat alles wat ontstaan het uit die woord ontstaan. Ook die Satan, Jesegiel 28 sê so, totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is. So hy het nie ongeregtigheid gehad nie, hy het ergens vandaan ongeregtigheid gekry. Nou wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid is om die woord, die krag en die majesteit daarvan, op een of ander wyse te ontken, of uit te daag, as jy dan nou wil. Dit is 'n ongeregtigheid. So met ander woorde, hy het eintlik Vader se autoriteit as die woord uitgedaag. Dit is 'n ongeregtigheid. Dit beteken dat binne in die godsdienstmilieu waarbinne ons beweeg en groot geword het vir baie geslagte, vir die afgelope 1693 jaar leef ons onder die konsilie van Nicea se besluite aangaande die woord. Dis hoekom ons in so 'n toestand is. Maar jy moet onthou, dat ergens langs die pad gaan Vader se woord hierdie hele proses kortknip. En dis hoekom ons vanmôre hier sit, by sy woord. Nou goed, ons weet nou, dat Vader direk met Moses, en ook met Abraham en die profete gekommunikeer het. Nou terwyl ons nou by die punt is, jy moet onthou, dat Vader het alreeds in die vlees gemanifesteer. Staan in jou Bybel. Daar is 3 manne in aantog na Abraham toe. En Abraham sit op sy bankie, of op sy riempistoeltjie, of wat ook al. Hy dalk nog nie eens 'n stoel daai tyd gehad nie, maar hy het daar gesit onder die terpentynboom van Mamre. En toe sien hy, deur ver kom 3 manne aan. Nou moet jy fyn luister. Wanneer die 3 manne hier kom, het hulle klaar die kalf geslag, hulle is besig met 'n spitbraai, die roosterbrood is gebak, die water is daar om hulle voete en hulle hande te was. Is jy by my? Dit staan so geskrywe. 2 van hulle het verder gegaan na Sodom en Gomorra toe, 1 het agtergebly. Onthou jy? Dis Vader Jahwe, wat sê Abraham? Hy sê, as daar 100 is, sal jy die stad spaar. Vader sê ja, maar daar is nie 100 nie. En hoor wat doen Abraham? Wat van 50? Hy sê, maar is nie 50, wat van 10? Hy sê, Abraham, daar's nie eens 1 nie. Hierdie selfde Vader is die Abraham. Hy is die vader van die volk. Dis wat die naam beteken. So ons sê, dat Vader het met Moses gekommunikeer. Maar hoor nou, wanneer hulle 2 in gesprek is met mekaar, gebeur die volgende wonder. Hy het 'n behoefte om Vader te sien op die berg.
Is dit reg? Hy sê, toon u aan myself. Maar hier lees ons, Vader het nog gepraat. Maar hy sien hom nie. Hy het 'n behoefte om Vader te kan sien daar op die berg. Nou sê Vader vir hom, kruip net hier in hierdie gleuf, hierdie skeur in die rots, skeur net so, kruip bietjie daarin. Ek sal my hand oor jou hou as ek verbygaan, dat jy net my agterkant sien. Dis 'n menslike beskrywing van hierdie majesteit, hierdie krag. Ons noem hom soms op sy voornaam, Jahwe. So asof hy die buurman se seun is aan die kant die heining. Maar Vader sê vir Moses, ek sal jou bedek wanneer ek verbygaan, want as jy die volheid van my aanskou, sal jy nie bly lewe nie. Dit is die woord waarvan ek praat. Dis dieselfde woord wat vir jou en vir my uit die modder kom uithaal het. Dis dieselfde woord wat vir jou en vir my gekoester het, opgetel het, vir ons die skrifte geopenbaar het. Dis dieselfde woord wat 'n nuwe soort liefde in ons binnekant laat ontbrand het. Hebreërs 1 vers 1, ons het net nou daaroor gepraat. Dis 'n direkte kommunikasie. Nou sê, nadat Vader Jahwe baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die Vader deur die profete, het hy, wie? Die woord. In die laaste dae tot ons gespreek. Nou daar staan deur die Seun, deur die vleesgeworde woord. Johannes 1:14. Goed. Die vraag is, was dit vir almal hoorbaar? Of was dit 'n geestelike gewaarwording van die persoon wat aangespreek word? Is dit 'n geestelike gewaarwording of is dit woorde wat jy met die mens oor hoor? Wat was dit? Hoor die woord van Vader Jahwe. Genesis 17:19. Hoor 'n bietjie die woord. Onthou nou, ons het in die eerste sessie gepraat oor alles het deur die woord ontstaan. Nou hoor nou. Genesis 17:19. Toe antwoord Vader Jahwe. Hy praat met Abraham. Hy sê, voorwaar, jou vrou sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Is jy by my? Wie is in aksie? Die woord. Die woord. Kom net 'n bietjie by. Daar's twee verbonde. Daar's 'n Ismael verbond en daar's 'n Isak verbond. Dit staan in jou Bybel geskrywe. Wat kies die woord? Die woord kies dat ek sal my verbond met Isak oprig as 'n ewige verbond met sy nageslag na hom. Dis die woord, dis klaar gespreek. Ons kan dit nie bespreek nie, ons kan nie vergaderings daaroor hou nie. Laat daar lig wees en daar was lig. As hy sê, ek sal my verbond met Isak oprig, het hy klaar daaroor gepraat. Of jy glo die woord, of jy hou aan die woord vas, of jy's deel van die woord wat 'n halleluja hierop sê, of jy's gedurig besig om Vader se besluit te bevraagteken of uit te daag, en as jy dit doen, is jy besig met geregtigheid. Jy worstel teen die woord. Ons is nie veronderstel om by so 'n posisie aan te kom nie. Vir hierdie nageslag leer Paulus die volgende. Efesiërs 6:17. Hy's in jou Bybel, blaai net so intoe. Hy's na Genesis as jy hom soek. Efesiërs 6 verse 17. Nou luister mooi wat staan daar geskrywe. Neem aan die helm van verlossing. Dadelik dink ons aan 'n valhelm. Die ouens met motorfietsse dra so, hulle noem hom in Engels 'n full face. Is om my kop te beskerm. Dit reg. Nou
Nou, neem aan die helm van verlossing en hoor nou, en die swaard van die Gees. Weet jy wie is dit? Die woord. Want die woord is 'n tweesnydende swaard. Hy sê neem dit aan. Maar hier's 'n helm hier. Wat sê hy van die swaard van die Gees? Dit is die woord van Vader Jahwe. Wat ons hier ervaar as 'n bevel, nie as 'n versoek nie. Hy beveel dit. Hy sê neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, wat die woord is, of die woord van Vader Jahwe is. Maar dis dieselfde, dit bly in die woord. Nou goed. Helmut of helm, julle geweet kom eintlik van Duits af. En die eerste element, dis helm, is afkomstig van heil. Dit maak gesond, of dit hou gesond, en dit is die hitsha, dis die stryd. So hier is gesond en stryd. As jy siek is, kan jy nie stryd voer nie. Maar as jy verlos is, as jy waaragtig deur die woord van Vader verlos is, kan jy stryd voer en jy sal nooit in die stryd verloor nie. Nou die stryd is die helm van verlossing wat die kop beskerm. Hoekom? Want die Satan praat in jou ore in. Maar hy is die verlossing. 1 Samuel 2 vers 1 sê, Hanna, ek jubel in u, my verlossing. Dit is die woord. Nou, in die tweede van Mohot is dit gees, verstand en gemoed. Is dit nie interessant nie? So hier is 'n helm van verlossing wat gesond maak, wat jou gereed maak vir stryd, en die moed of mohot, vir die laaste gedeelte, beteken gees, verstand en gemoed. En geliefdes, weet jy, is daar 3 komponente is in die Adamiet wat meer as kosbaar is as enige iets op hierdie geskepte aarde. Is dit sy gees, want sy gees is 'n afvryfsel van die gees van Vader Jahwe self. En dit beteken jou verstand word besoedel om die afvryfsel van Vader wat in jou is, wat jou lewe is, wat jou passie is, te versleier, toe te druk, in die agtergrond te hou. Daarom wanneer jy die helm van verlossing aantrek of aansit, word jy beskerm. Dit is die woord. Hy is die helm van verlossing. Maar hy is ook in jou hand, die tweesnydende swaard, waar jy met 'n helder verstand kan stryd voer teen die magte van die duisternis. Het niemand Paulus dan verstaan nie. Ons is besig met die woord van Vader Jahwe. So wat doen die helm? Hy beskerm jou gees, jou verstand en jou gemoed. Die Grieks, dit bly Grieks, kephalei, beskerm die kop. Die deel wat die maklikste ingeneem of beïnvloed kan word. Ag, man moenie my so skynheilig aankyk nie. Julle ken mos hierdie ding. Oh, het jy gehoor? En dit wat jy die kant toe laat gaan, as dit nie uit die woord is nie, laat jy die besmetting wat in jou is, voortvloei na die persoon se kop aan die ander kant. Skokkend, nee. So hou op daarmee.
As jy nie kan uit die woord uit praat nie, moenie praat nie. As jy nie kan hom verheerlik nie, moet niks verheerlik nie. Want jou bestaan en jou asemhaal en jou alles en jou uitbestemming is reeds deur die woord bepaal. Nou luister vir my, ons lewe in 'n sterwende wêreld, stem jy saam? So ons is eintlik deel van die sterwend aksie. Ons is sterwend. Vreeslike ding om te sê, as ons gebore word ons gebore om te sterf. Dit reg. Stem jy saam? Natuurlik is dit so. Nou, die geslagte sal sê, hulle was ook gebore. Hulle was ook jong mense, ook twak aangejaag, maar uiteindelik asem uitgeblaas en sterf. So ons is deel van 'n sterwende wêreld. Weet jy hoe bly is ek daaroor? Want ek lees in die woord, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, en die dood sal finaal oorwin wees. Het jy dit ook gelees? Die woord het dit aangekondig. So wat wil ek daarmee sê? Wanneer ons hier sterf, bly ons nie in die sterwende wêreld nie. Ons gaan oor na die wêreld van die lewendes. Want die skrif leer vir my, jy sal lewe al het jy gesterf. Wie het hierdie woorde gespreek? Die woord wat alles geskep het dit gespreek. Hier's 'n doodse stilte in die plek. En hier sit 'n vreugde in my hart. Kan ons 'n applous vir ons koning kry hieroor? Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n wonderlike voorreg. Dus die woord is tweeledig in aksie. Psalm 91:14, bly gou die kant toe, of jy kan hom daar op die bord lees. Psalm 91:14. Hierdie is vir my mooi. 'n Mens kan hom oor en oor vir jouself sê, omdat hy my lief het. Hoor u dit? Omdat hy my lief het. Weet jy hoe werk liefde? Nou die manne wat regtig vir hulle vrouens lief het, sal hierdie een verstaan. As sy net so 'n bietjie te lank met 'n ander ou praat, dan kom sit hy so 'n nikkerigheid hier binne. Wat die hel gaan hier aan? En wanneer ek die Hosea boek lees, dan sê Vader vir Hosea, gaan trou vir jou 'n hoervrou. Toe mis ons die prentjie. Vader sê vir Hosea, die liefling van my hart moet ek elke keer by 'n ander man uit sy bed uitgaan haal. Die ander man is die Satan. Maar ek lees in Psalm 91:14, omdat hy my lief het. My oë is nie op 'n ander plek nie, my hart is nie op 'n ander plek nie. My gedagtes in my lewe en my lofprysing is nie op 'n ander plek nie. Ek wil 'n lied sing van my beminde, sê Jesaja. Die lied van my beminde oor sy wingerd. Vader het 'n lied oor u, verstaan u dit? Daarom sal ek hom red. Weet jy wie spreek hier? Die woord. My Vader gee 'n demonstrasie vir sy volk op 'n dag. Daar was melaatses, hulle daar in die donga gebly. En die Midianiete, die stad of die Filistyne of wat ook al, het die stad beleer. Maar hulle het 'n interessante ding gedoen. Jy sien, dit is hoe wonderlik Vader is. Hy sê vir hulle, julle gaan teen my stad oorlog voer. Ja. Vat al die goud, al die silwer, al die klere, al die pere, al die donkies, al die skape, al die beeste, vat dit saam. Hier kom 'n weermag aangestap met al die goud, al die klere, al die kamele, al die pere, al die goed, kom daar aangestap.
Met ander woorde, toe hulle daar weg is, daar in die stad niks agtergebly, net die vrouens en kinders, voel jy tog, hulle moet altyd aan die kortste intrek, nee. Maar hier kom hulle nou hier aan met al hierdie goed. Daardie nag, het een engel van Vader die weermag uitgewys. Waar eindig die verhaal? Die melaatses het die oggend opgestaan en hulle sien net lyke, maar hulle sien die perde en die kamele en die skape en die bokke en die klere en die silwer en die goud blink in die son en hulle dra aan na die dongas toe en 'n ander een sê, hoor hier, wat van die stad? Nou hulle mag nie naby die stad kom nie, want hulle is melaats, hulle gooi hulle met klippe. Hulle het nou hoopies klippe daar op die stadsmuur gepak, spesiaal daarvoor, as 'n melaatse daarna by kom, dat hulle kom gooi. Partymal het die siniese ketty wat vermoed, hulle skiet hulle met ketties, hulle met voetsak, hulle soek nie die melaatses hierso nie. Nou staan daar ver, my verhaal, hulle skreeu vir die stad, gooi oop die deure, Vader Jahwe het ons uitgered. En dan stap daai hongervolk daarin en hulle vat alles, goud en silwer en kamele. En Vader het net een gestuur, Psalm 1:19-14 sê, omdat hy my liefhet, sal ek hom uitred. Omdat hy die klein volkie oorkant die riviere van Kus liefhet, sal hy hom uitred. Maar dan moet jy en ek die woord, ons moet hom eet, ons moet hom leef, ons moet hom praat, ons moet hom sing. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Wat is sy naam? Jotai-Woi. Wat is sy naam? Wat is sy naam? Wat is sy naam? Ek is wie ek is. Wie is dit? Hy is die skepper van alles wat bestaan. Ek ken hom so vandag en u ken nie hom so. Of het jy net grammatikaal sy naam gelees skrywe, of ken jy hom in jou binnekant as hierdie ene wat alles geskep het. En die wonderlike voorreg dat ek hom mag ken omdat hy my ken. 1 Samuel 2 vers 1. Ek het dit net gekwoteer. Maar en toe het Hanna gebid en weet jy wat bid sy? Sy sê, my hart jubel in Vader Jahwe. My hart jubel in Vader Jahwe. Ons sukkel met die ene, nee. Want Suid-Afrika se ekonomie gaan val. Ek moet nie sulke goed sê nie, dit is nie lekker nie. Maar alles daar nie, 'n druiwetros aan die wingerd nie, en alles daar nie, beeste in die kraal en alles daar nie, en 'n oes op die lande nie. Nogtal sal ek jubel in Vader Jahwe van my heil, sê Habakuk. Nou wat doen jy en ek? Hanna sê, my hart jubel in Vader Jahwe, my horing is hoog in hom, my mond is wyd oop oor my vyande. Ons prewel hier rond. Dit is tyd dat hierdie boervolk wat hier sit, sy mond moet wyd oop gaan oor die vyande van Vader Jahwe. Hoekom? Want omdat u en ek hom liefhet vanmôre, sal hy ons uitred. Kan ek 'n amen en 'n halleluja kry? Ek wil nie alleen voel nie. Ek wil net eendag so op 'n knop staan en sien hoe die boervolk hier ingaan en hierdie plek skoonmaak tot teen die ewenaar. Halleluja. En dit behoort aan Vader Jahwe. Nou sê hy die volgende, sy
Hoekom is hy besig met hoekom is haar mond wyd oop oor haar vyande? Hier staan hy geskrywe, want ek verheug my in u verlossing. Oukies, is ons regtig in ekstase oor die verlossing wat Vader vir ons, wat vanmôre hier is, reeds gegee het? Is ons? Hoekom jubel ons nie? Ek het al gedink 'n paar keer, die stoele gaan hier omval en mense gaan opspring en juig by die bewustheid dat hierdie magtige woord het hom eintlik self gemotiveer om aan die punt van my hart te kom raak. Besef ons die grootsheid hiervan. Miskien sal jy dit later verstaan. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van Vader Jahwe is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar en van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Ons het net nou hieroor gepraat. Miskien moet ons dit net gou-gou so 'n bietjie vars maak. Met die rekenaar het 'n ding, jou selfoon het ook 'n ding, hy het 'n funksie. Jy kan hom daar druk, dan sê hy restart. Ek dink praat altyd Engels. En dan in jou rekenaar sukkel om af te laai, dan is daar so 'n dingetjie met so 'n stertjie met 'n pyltjie aan. As jy daar klik, dan sê hy refresh. Miskien moet ons dan van môre nou weer 'n keer so 'n bietjie refresh hierso. Kan ons? U wat hier sit, u wat hierdie woord aanhoor vanmôre. U besef nie, of moontlik besef u, maar dan moet daar 'n blydskap wees. Ek wil vir jou vra, jy het 20 kg yster met 'n ketting aan jou regter enkel. En jou lewe is 100 kilometer lank. Maar hier op 80 kilometer kom hulle en hulle maak die boei om jou voet los. Sodat jy die laaste 20 kilometer sonder die gewig aan jou been kan loop. En so het jou lewe was 'n worsteling langs die pad. En Vader Jahwe het jou kom regverdig. Het jou losgesny van daai gewrigte, van daai las, van die leuns, van die bedrog, het jou los kom sny. En ons is nie soos Hanna nie. Hanna sê, my hart jubel in u verlossing. Ek is by die waarheid, regtig. Is jy? As jy was, sou jou hart uitgespring het en gejubel het voor sy aangesig. Jesaja 55 vers 10 is altyd vir my hierdie liefling gedeelte in die teks, want dit is die woord in aksie en hoor hoe mooi sê hy dit. Hoor hoe hy verduidelik so, hy sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en nie terugkeer nie. Kan ek dit weer sê? Het jy al gesien dat reendruppels val op die grond en oormôre gaan dieselfde druppels op die kant toe? Hy sê soos die druppels van die reën en die sneeu neerdal en nie na die hemel terugkeer. Maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Nou, die saaier is u. U saai die woord van Vader Jahwe, die beloftes, die profesieë. En Vader sê hierdie woord is soos die reën en die sneeu, dit gaan nie terugkeer nie.
maar dit gaan die aarde bevochtig. Dit gee saad aan die saaier en brood aan die eter. Die woord is die brood. Hierdie volk is honger vir die woord. Nie godsdiens nie. Sy is honger vir die woord. En my hart is in 'n blydskap, want hier sit 'n saal vol saaiers. Van die saad, die woord, en saai, sodat daar brood kan wees vir die eters daar buite, wat honger en dors en in vrees hier moet rondleef. Ons het werk om te doen. Hy gaan verder in die 11de versie, en hoor hoe kosbaar is, baie ou teksvers. Hy sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Luister, Johannes 1:14 is die woord wat gestuur is. Hy sê, ek heb nie uit myself gekom nie, maar my Vader het my gestuur. Vader het vlees geword, sodat u en ek nie meer na profete hoef te luister nie, maar direk te kan luister wat die woord oor ons te sê het. Wat 'n voorreg. 'n Onnoembare, vreugdevolle oomblik. En Vader sê, hierdie woord, ek keer nie leeg terug nie. Dit wat ek gespreek het, sal nooit na my toe leeg terugkeer nie. Dit is die woord van Vader Jahwe. Ek dink ons het nog 'n pad om te loop. Wat beteken die frase, die woord van Vader? Ons lees dit oral in die skrif, die woord en die woord van Vader en die woord van Vader Jahwe. Die woord van Vader Jahwe het 'n aantal verskillende betekenisse in die skrif. Dit kan of iets beteken wat Vader Jahwe bepaal het, of iets wat Vader Jahwe gesê het toe hy mense aangespreek het, of woorde wat Vader Jahwe gespreek het deur die profete, of laastens Vader Jahwe se geskrewe woord. So ons het sy woorde wat hy reeds gespreek het op die bladsye van ons Bybel. Dit reg. Dis die woord, verskillende betekenisse. Maar dit kan soos volg geïllustreer word. Die woord van Vader Jahwe is wat Vader klaar besluit het. Hy hou nie met jou 'n vergadering nie. Hy hoef nie. Jy is deel van sy skepping. Absoluut. Reg? Dat is hy. So wat is die woord? Die woord van Vader, soos ons het ontvang het, is sy besluit waaroor hy klaar besluit het. Hy gaan nie daaroor besluit nie. Hy het klaar daaroor besluit. Hy kondig dit aan na hy reeds dit besluit het. Dis vir my die kosbaarheid van die gesproke woord. Wanneer hy uitgegaan het, maak hy aan ons bekend waaroor hy reeds klaar besluit het. Vir die wêreld hier buite. Hy het klaar besluit. Oor kan die riviere van Kusvandaan sal my aanbidders, my eklesia, my offer bring. Hy het klaar besluit daaroor. Dis aangekondig, Amos 3 vers 7, sê dat hy doen niks tensy hy sy raadsbesluit deur die mond van die profete aangekondig het nie. Is dit aangekondig? Ja. Halleluja. Nou wat is dit met ons? Hoekom kan ons nie in die bewustheid hiervan leef nie? Julle kan nie buitekant rondhardloop till the kingdom come, maar ek sê nou vandag vir julle, Vader het klaar besluit oor hierdie volkie wat hier sit. Kan ek 'n halleluja kry? My genade. Ek moet eintlik vir my iemand stuur om 'n bottel. Nee, maar jy sal seker swembadsuur hier op die terrein wees. Hier is 'n swembad. Dat ek net 'n bietjie kan swembadsuur aansmeer dat die lewe in hierdie plek kan kom. Prys sy kosbare naam. Vader Jahwe se besluite is dus
deeglike en onteenseglike aankondigings. Het hulle hom? Kom ons sê hom weer. Vader Jahwe se besluite is dus deeglike en onteenseglike aankondigings. Met ander woorde, sy woord laat dinge gebeur. Dat is. Hoe gebeur dit? Die Bybel gee spesifieke aantal voorbeelde hiervan. In Genesis lees ons dat Vader Jahwe lig beveel om te skyn. Dit reg? Lig kom tot stand as gevolg van die gesproke woord van Vader Jahwe. Hy sê, laat daar lig wees. Begin hy nie so met daar is lig. Die lig neem die plek oor. Hoekom? Want hy is die lig. Dis hy. Kosbaar. Hy het gepraat en die lig het verskyn. Wanneer Vader Jahwe iets bepaal wat noodwendig sal begin gebeur, dit wat noodwendig moet begin gebeur, soos byvoorbeeld die klein volkie oor kan die riviere van Kus. Hoor wat sê hy? Staan dit bekend, is noodwendig, dit gaan gebeur. Dit staan bekend as die woord van Vader Jahwe. Weet jy, ons is soms so 'n bietjie kort van begrip. Luister vir my. Luister nou vanmôre vir my. Asseblief. Vader Jahwe, wat die woord is, wat die skepping geskep het klaar besluit, oor kan die riviere van Kus vandaan sal my klein volkie, my offerande bring. Hy het klaar besluit. Psalm 33 vers 6, jammer. Psalm 33 vers 6 asseblief. Psalm 33 6. Hoor wat sê hy? Die psalmis het geweet. Hy sê, deur die woord van Vader Jahwe is die hemele gemaak. En deur die gees van sy mond, dis menslikerwys. Dit is hierdie omnipotentheid, hierdie multa, hierdie wat jy en ek nie kan beskryf nie. Het hy die hele leer van die hemele gemaak. Ek lees in die skrif dat daar 7 hemele wat hy alles geskep het. En sowaar op die planeet Aarde, die 3de planeet van die son af, die ou kleinste planeetjie in hierdie hele sonnestelsel. Hier loop 'n paar mensies rond en hy sê vir hulle, jy onthou, ek het my naam oor jou uitgeroep. Ons verstaan nie die diepte nie. Hierdie tipe dekrete was iets wat Vader Jahwe wou hê moet plaasvind. Dis maar altyd so mooi. Hy kies dat dit moet gebeur, dan kondig hy dit aan, dan gebeur dit. Nou, die geboorte was geken voor die grondlegging van hierdie wêreld. U het 'n ewige lewe naam. Die naam wat jy nou het, is nie daai naam nie. Jou naam is in die boek van die lewe, die naam wat jy sal dra wanneer jy in die ewige lewe is. Moenie my nou daarmee vermoei nie, want ek is nie in die leer nie, ek weet nie wat daar staan nie, maar ek weet, in die boek staan dit geskrywe. Dankie vir daai lekker ou uitbundige laggie. Hulle is nie noodwendig met enige iemand gepraat of bespreek nie. Tog word die gebeure wat voor ons afspeel genoem die woord van Vader Jahwe. Kom ek help. Vader sê, luister, as julle na 'n land toe gaan wat ek aan julle sal gee. Fyn luister. Die land wat ek aan julle sal gee. As julle daar kom, julle gaan hom daar kry.
sluit nie 'n verbond met hulle nie. En soek hulle vrede tot in ewigheid nie. Want wanneer jy dit doen, sal ek my rug op jou draai, ek parafraseer. En die, wie jy gekies het om jou vertroude vriende toe te laat om oor jou te heers, wat sal jy sê as ek hulle in die dag oor jou as jou heersers aanstel? Dis die woord. Ons sit in suidpunt van Afrika en ons voel fisies, ons sien fisies hoe hulle die vrede gesoek het en hoe hulle die verbonde gesluit het en hoe die woord van Vader magtig in hierdie Suidland in vervulling is. O ja, Donald Trump is nie die redder nie, hy is ook nie die herder van die boervolk nie, prys sy kosbare naam. Inderdaad, die heelal word gehandhaaf deur die woord van Vader Jahwe. Die skrywer aan die Hebreërs het gesê, hoor nou mooi, die Seun weerspieël Vader Jahwe. Jy weet, dit is vir my baie interessant, en ek sê dit met groot bewondering. Ons vrouens, hulle maak hulle self mooi, jong, blikemmer. Maar het 'n spieël nodig. Is dit nie? Want hierdie haartjie moet so staan en hierdie haartjie moet so staan en hierdie liplyntjie moet so ingekleer wees en hierdie oorbelletjies en sy pas hom so en sy sê, nee, hierdie ene pas nie en dan soek sy 'n ander een dan. Sy het 'n spieël nodig. Vader word vlees en hy weerspieël vir ons die werklikheid van ons Vader wat ons aanbid, wat ons geskep het, wat ons asem moet gee. Toe, ek kry 'n hoendervel oor die Here. Dit is so kosbaar. Hy weerspieël Vader Jahwe se eie heerlikheid en alles rondom hom verteenwoordig Vader Jahwe presies. Hy loop op die water. Reg? Die H2O molekules weet. Hulle het 'n voorreg, want hulle Skepper se voete trap op hulle. Hulle is nie in 'n storm nie. Hulle is gebiedend diensknegtig. Hulle dra hom, want hulle weet hy is die woord wat hier loop. En tog het hierdie selfde woord tot u en my gekom en ons leef sommer 'n leef. Ons kan by die H2O gaan leer. Hy onderhou die heelal deur die magtige krag van sy woord. Hebreërs 1:3. Kom. Hy, wie? Die vleesgeworde Vader. Reg? Hoor, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Teks wat ons baie goed ken. Maar luister mooi wat sê hy. Hierdie vlees is die afskynsel van sy heerlikheid. Dit is 'n afdruksel van sy wese, leer die skrif my. Wat alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hoor nou, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Hierdie is vir my aangrypend. Wat was die sondes? Wat was die sondes? Nee, hierdie 100 ton Superlink wat hier buite staan, hierdie 20-wieler, hy kan nie pad toe gaan nie, want hy is te swaar gelaai, want dis hierdie saal se sondes wat op hom is. Jy verstaan nie wat ek sê nie. En hy het gesê, ek gaan dit van jou af wegvat, want jy is myne. Ek het my naam oor jou. Hierdie goed gaan ek van jou af wegvat.
En ek gaan dit in die diepte van die see van vergetelheid laat wegsing en nooit weer daaraan dink nie. Dis die woord wat so spreek. Nou wanneer u en ek dan nou by die bewustheid van hierdie oomblik aangekom het, waarom kan ons nie hierdie vrywording ons eie maak nie? Kom sleep ons voete. Glo ons hom nie. Hoe het ongeregtigheid in ons gemoedere gekom? Omdat ons die woord se krag betwyfel. Net daar. Kom ons kry klaar met hierdie gemors. Hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit, nie aan die regterhand van die Vader nie. Hy is die krag van die majesteit. Die regterarm beteken krag. Vader Jahwe sê vir Moses, sê vir die volk, Deuteronomium 5, hy sê, ek het jou met 'n sterk regterarm uit Egipte uitgelei. Sien u 'n arm wat dit doen, of sien u die woord wat dit gedoen het? Hoe sien u dit? Die woord. Dankie. Dankie. Sekere gebeure gebeur en by sommige geleenthede veroorsaak dit dat dinge tot stand kom. Vader Jahwe se deeglike krete het die heelal laat ontstaan en hy laat dit voortbestaan. Die woord. En ons het hierdie teksgedeelte gehanteer, maar kom ons hanteer net die laaste. En hy het hier nie die laaste dae, mag ek dit vinnig, ek seker nog 'n minuut of 2, maar in die laaste dae, ons moet dit mooi hoor. Die laaste dae is 2 dae. Gaan lees dit in die skrifte. Hosea 6, vandag en môre. Reinig, skoonmaak, op die 3de dag sal hy ons laat opstaan om voor die aangesig te lewe. Dis die 7de dag. So die laaste dag is 2 dae. Maar u hoor nie, hy sê, Vader se woord sê, en hy wat vlees geword het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy vlees. Ek verduidelik. Wie van u het nou al 'n klein muurshoopie omgeskop? Ja, ons het dit almal gedoen, is dit nie? En die mure hol die hele plek vol. En hulle spoeg samosas uit en weerligstrale en want dit het weke gevat om daai hoopie grond met sandkorreltjies te bou. Jy kom daar verby en jy skop hom om. En jy kan vir die mure skreeu, hey, sorry, ek is jammer, ek sal dit nie weer doen nie. En die mure hol en hulle is kwaad en hulle luister nie na jou nie. En hoor nie wat ek vir julle wil sê nie. Ons was so. Totdat jy die taal van die mure kan praat. Dan hoor hulle, jy vra om vergifnis. Jy sê ek was 'n dom mens, ek het nie julle arbeid gerespekteer nie. Dan sê die mure, okay, baie dankie, maar moet dit nie weer doen nie. Dit reg. So Vader word vlees. Hy kom praat met lippe direk tot ons vanuit sy eie woord. Sodat ons sy binnemens, sy binnekant, sy goddelikheid kan verstaan. Vers 4. Ons losser is die woord van Vader Jahwe. Ons losser is die woord van Vader Jahwe. U hoor nie? Ons losser is die woord van Vader Jahwe. Vader Jahwe is vlees geworde losser, staan bekend as die woord van Vader Jahwe. Die boek sê so. Glo jy hom?
In die begin was die woord, ensovoorts. Jy ken dit baie goed, in die Openbaring boek staan die volgende geskryf, en daarmee maak ek klaar, hoor hoe mooi. In die boek Openbaring beskryf Johannes die opgestane losser as die woord van Vader Jahwe. Hy notuleer dit wat hy gesien het, skryf hy. Hoor wat sê hy, Openbaring 19 vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van Vader Jahwe. Jy sien, dis sessie 3, vir net nou. Maar eers die volgende. Neem asseblief kennis vandag, dat u en ek is vandag hier by mekaar, omdat die woord van Vader Jahwe ons hiernatoe begelei het. Prys sy kosbare naam. Applaus vir die koning.